Vandag is desimale breuke aan die beurt. Ons kyk vandag wat behels desimale breuke. Desimale word gebruik om beperkte breekeenhede te beskryf, byvoorbeeld tiendes, honderdstes, duisendstes ensovoorts. Desimale breuke en gewone breuke is verskillende maniere of notasies om dieselfde getal voor te stel. As ons byvoorbeeld kyk na 'n getalletjie soos 2 tiendes, dan kan ek dit skryf as 0,2. 2 tiendes het 1 plek na die komma. Kom ons kyk na 26 honderdstes. 26 honderdstes kan ons skryf as 0,26. As jy nou sien, het hy mooi 2 plekke na die komma. Wanneer 'n getal dus 2 plekke na die komma het, dan kan ons van hom praat as honderdstes. As ons byvoorbeeld 'n getalletjie het soos 368 op 1000, kan ek hom as 'n desimale breuk skryf van 0,368. Jy kan sien hy het 3 plekke na die komma, so ons kan van dit praat as duisendstes. As julle nou mooi oplet na die voorbeelde, kan julle sien dat desimale breuke 'n noemer moet hê wat 'n mag van 10 is. Dit wil sê, die noemer moet of 10 kwadraat wat 100 is, of 10 tot die mag 3 wat 1000 is, ensovoorts wees. Kom ons kyk bietjie na ekwivalente vorm. Die vraag kan nou wees, hoe sal ons 3 op 25 as 'n desimale getal kan skryf? Ons moet begin deur 25 as 'n mag van 10 te skryf. Om 25 as 'n mag van 10 te skryf, moet ons hom verwerk na 10 of 100 of 1000 toe. Ons kan sien as ons 25 gaan maal met 4, gaan ons 'n antwoord kry van 100. Nou net soos wat ons by breuke geleer het, as ons dus kyk na 3 op 25 en ons moet nou die 25 gaan maal met 4, dan beteken dit ons moet ons tellertjie ook maal met 4, want wat ons met die boonste ene doen, moet ons met die onderste een doen. As ons nou 3 maal met 4, dan kry ons dit is 12 en ons 25 maal met 4 gee vir ons 100. Nou kan ons sien dat ons 12 op 100 het, so ons noemer is nou 'n mag van 10. So ons kan dan weet, omdat dit 100 is dit 12 honderdstes, so ons kan hierdie getal as 'n desimale breuk skryf van 0,12. Dit is baie belangrik om te onthou dat honderdstes altyd 2 plekke na die komma het. Ons kan ook gemengde getalle herlei na desimale getalle. As ons gaan kyk na die gemengde getal 2 en 3/5, dan kan ons hierdie 3/5 gaan verander na 'n breuk toe wat 'n noemer het wat 'n mag van 10 is. Om dit te kan doen, gaan ons hierdie noemer maal met 2, maar onthou wat ons met die noemer doen, moet ons met die teller doen. Ek kan dus hierdie antwoordjie skryf as 2 en 6 tiendes. Nou weet ek ook tiendes, omdat ek nou hier tiendes het, weet ek tiendes het altyd 1 plek na die komma. Omdat hierdie tiendes nou net 1 plek na die komma het, kan ek hom as 'n gemengde getal skryf van 2,6. Die ander metode wat ons kan gebruik is om 2 en 3/5 te herlei na 'n onegte breuk toe. As ek 2 en 3/5 herlei na 'n onegte breuk toe, kry ek die onegte breuk van 13 op 5. Maar onthou nou, om 'n getal as 'n desimale getal te skryf, moet ons sy noemer gaan herlei na 'n mag van 10 toe. Om 5 by 10 uit te kry, moet ek hom maal met 2.
Maar onthou, dit wat ek met die noemer doen, moet ek ook met die teller doen. Ek gaan die teller dus ook maal met 2 en dan kry ek 'n antwoord van 26 op 10. Nou is my noemer 'n mag van 10 en onthou, tiendes het altyd een plek na die komma, so ek kan hom skryf as 2,6. Want onthou, daai tiendes beteken altyd daar is een plek na die komma. Ons kan ook persentasies as desimale getalle skryf. Breuke wat as honderdstes uitgedruk word persentasies genoem. Dit is 'n waarde uit 100 en 100 is 'n mag van 10. Ons kan 100 mos skryf as 10 se kwadraat. Met ander woorde, in plaas van 18 honderdstes kan ons sê 18%. 18% dui ons ook aan met die persentteken. Ons kan dit skryf as 18 op 100 en dit is ook dieselfde as 0,18. Dit is die manier wat ons persentasies kan skryf. Daar is dus 3 verskillende maniere om dieselfde getal te skryf. Ons gebruik dieselfde manier as vir die gewone breuke om persentasies as desimale getalle te skryf. As ons praat van 55%, kan ons dit ook skryf as 55 met ons persenttekentjie. 55% beteken dit is 55 uit 100. As ons hierdie breek vereenvoudig, kry ons 11 op 20, wat ons gewone breek is. 55 op 100 word as 'n desimale gebreek geskryf as 0,55. 0,55 het 55 honderdstes, moet 2 plekke na die desimale komma hê, so die desimale getal van 55% is 0,55. Kom ons kyk nou egter na 'n paar voorbeelde van vrae wat hulle vir julle kan vra. Die eerste vraag wat hulle kan vra is: skryf die volgende breuke as desimale getalle. Dan gee hulle byvoorbeeld vir jou 'n half. Ons het nou gesien uit ons lesie uit dat ons moet 2 gaan skryf as 'n mag van 10. Om by 2 by 10 uit te bring, moet ons hom maal met 5 en onthou wat ons met die noemer doen, moet ons met die teller doen. As ons hierdie getalletjie nou maal met 5 op 5, dan kry ons antwoord is dieselfde as 5 op 10. 5 op 10 kan ons skryf as 0,5 want tiendes weet ons het altyd een plek na die komma. Volgende voorbeeld van 'n getalletjie is 2 vyfdes. 2 vyfdes moet ons weer by die tiendes uitbring, so ons gaan die noemer maal met 2, dan moet ons die teller ook maal met 2 en dit gee vir ons 'n antwoord van 4 op 10. Tiendes weet ons het altyd een plek na die desimale komma, met ander woorde my antwoord is 0,4. As ons kyk na die getalletjie van 7 op 2, dan kan ons sien om 2 nou weer by 10 uit te bring, moet ons hom maal met 5. Net so gaan ons die 7 ook maal met 5, dan kry ons antwoord van 35 op 10. En onthou nou, tiendes beteken altyd daar is net een plek na die komma, so my antwoord is 3,5. As ek kyk na 1 op 25, dan moet ek hom by 'n mag van 10 uitbring. Wat ek met 25 gaan doen is ek moet hom maal met 4 om hom by 100 uit te bring. Net so moet ek dan die tellertjie ook maal met 4, so ek kry 'n antwoord van 4 op 100. Onthou nou, honderdstes het altyd 2 plekke. Honderdstes het altyd 2 plekke na die komma. As ek nou 400stes het, dan moet ek 2 plekkies na die komma hê, so ek sit 'n 0 in die een wat nie 'n getalletjie het nie as 'n plekhouer, want ek moet 2 plekke na die komma hê, so ek het 0,04 daar as antwoord. 32 honderdstes is klaar vir ons as 'n mag van 10.
Honderdstes het altyd 2 plekke na die komma, so hy word 0,32. 6/20stes, om 6/20stes by 100 uit te bring, of as 'n mag van 10, moet ek die 20 gaan maal met 5. Onthou nou weer, wat jy met die noemer doen, moet jy met die teller doen. My antwoord daar is dus 30 op 100. Honderdstes weet ek het 2 plekkies na die komma, so ek skryf hom as 0,30. 13/5. 13/5, om 5 by 'n mag van 10 uit te bring, gaan ek hom maal met 2. Dit beteken ek moet die teller ook maal met 2 en dit gee vir my 26/10. Nou net so het ons weer ons tiendes, wat beteken 1 plek na die komma. So my finale antwoord kan ek skryf as 2,6. ,85 op 10 beteken ook ek moet 1 plekkie na die komma hê, so hy word net 8,5. Ek sit my komma tussen die getalletjies, dat hy net 1 plekkie na die komma het. 54 op 100 is weer honderdstes, wat sê hy moet 2 desimale plekke na die komma hê. Met ander woorde 0,54 is my antwoord. Laaste voorbeeldjie van hierdie is 387/1000stes. 387/1000stes kan ek skryf as 0,387. Nog 'n tipe vraag wat hulle kan vra, is om die volgende as desimale getalle te skryf. So jy het 2 maal 10 plus 1 maal 1 plus 3 op 10. Wanneer ons hom gaan kyk, gaan ons volgorde van bewerkings mos toepas. Onthou altyd, dit is eers hakkies van, maal, deel en plus en minus dan. So ons gaan eers hierdie tweekies met mekaar vermenigvuldig. 2 maal 10 is 20, plus ons gaan dan die volgende 2 met mekaar vermenigvuldig en 1 maal 1 is 1. Plus en 3/10 kan ons gaan skryf as 'n desimale getalletjie, en dit gee vir my 0,3. As ek nou hierdie by mekaar tel, dan gaan ek kry my antwoord is 21,3. 20 plus 1 is 1. 21 plus my 0,3 gee vir my 'n antwoord van 21,3. Volgende voorbeeldjie het ek byvoorbeeld 3 maal 1 plus 6 maal 1 op 100. As ek nou gaan kyk na my wette van bewerking, dan gaan ek eers die 3 maal met die 1. 3 maal met die 1 gee vir my 3. Die volgende volgorde van bewerking moet ek die 6 maal met die 1 op 100. As ek die 6 maal met 1 op 100 kry ek 'n antwoord van 6 op 100. Want dis mos dieselfde as 6 op 1 maal met 1 op 100. En dit gee vir my, wanneer ek die tellers met mekaar vermenigvuldig en die noemers met mekaar vermenigvuldig, gee dit vir my 6 op 100. As ek nou 600stes, weet ek het altyd 2 plekke na die desimale komma, so dit word 0,06. As ek nou 3 en 0,06 by mekaar tel, kry ek 'n antwoord van 3,06. Daarmee is die lesie dan afgehandel vir vandag. Geniet julle huiswerk.